Goeienaand, vanaand lees ek ons uit Lukas 12 vers 25 tot 27. Trouwens, wie van julle kan deur hom te bekommer sy lewe met 1 uur verleng? As julle nie een so klein dingetjie kan regkry nie, waarom bekommer julle oor die ander dinge? Kyk hoe groei die lelies. Hulle soeg nie en hulle maak nie klere nie. Maar ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy praag was nie gekleed soos een van hulle nie. Waaroor is jy bekommerd? Is jy bekommerd oor studies, oor die eksamens, oor jy dink jy gaan nie deur die maand kom nie, dat jou finansies jou nie gaan dra nie? Is jy bekommerd oor jou huwelik? Is jy bekommerd oor iemand vir jou gesê het om nie iets te doen nie, waar jy die opdrag verkeerd verstaan het, wat jy presies juist dit gedoen het, wat hulle van jou gevra het om dit nie te doen nie? Is jy bekommerd oor 'n familielid opgesluit is in die tronk en jy weet nie wat's volgende nie? Is jy bekommerd oor werksdruk, dat jy voel dat ons te veel werk en te min tyd? Is jy bekommerd? Waaroor is jy bekommerd? Ons Vader sê vir ons om nie bekommerd te wees nie. Salomo was die rykste man in die Bybel. En ons Vader in die hemel sê, die lelies in die veld was mooier geklee as hy. Ek het vanoggend wakker geword met die liedjie van Cissy Williams in my gedagtes wat sing, All my life, you have been faithful. All my life, you have been so, so good to me. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. In hierdie dag het ek ervaar groot ons Vader se genade is. Hoe hy my gewys het dat daar tye is wanneer ons verkeerd hoor en verkeerd besluit, dat hy iemand stuur met meer kennis en meer wysheid om in 'n oomblik 'n probleem op te los. Hoe hy iemand kan stuur waar iemand siek geword het as gevolg van bekommernis, maar dat die woord sê ons moet nie bekommerd wees nie. Hoef ons medikasie te gee, vitamines, aanvullings, om ons liggaam te boost, om iemand die skrif te gee om hulle te herinner. My kind, moet nie bekommerd wees nie, maar deur gebed, danksegging en smeking, gee alles van my, waar die Heilige Gees my gewys het, waar 'n man in 'n asblik gegrou het, wat ek moes nader om te help, wat ek in 'n oomblik gedink het, Here, hierdie man gaan hierdie geld mors, want ek ryk drank. En die Heilige Gees het vir my gesê, wag, help hom. En ek het met die oom gepraat, en soos normaalweg het ek gevra, oom, ken oom vir Jesus? En hy het vir my gesê, ja, ek ken die Here. Ek vra vir oom, is oom wedergebore, en ek kon sien, hy het nie mooi verstaan wat ek praat nie. Ek vra verder, ek sê, oom, is oom gedoop? En hy kyk my so, en hy sê, ek sukkel met sonde. Ek vra vir hom die oom, is daar onvergifnis in ons hart? En hy kyk vir my, hy sê vir my, nee, ek kan vergewe, hy sê, maar die ander mense wil my nie vergewe nie. Dat daai oom in 'n oomblik erken, dat hy 'n sondaar is. Dat daai oom in een oomblik so dankbaar was wat Jesus vir hom kon doen het. Want hy was so honger, dat daai oom in een oomblik sy hart net daar en dan vir die Here gegee het. Dat het gelyk het, dat hy jubel toe hy daar wegloop. Kan ek net sê, Here, vergewe my. Vergewe my wanneer ek besluit of iets vir iemand gaan werk of nie, maar dat ons sal aanhou bid vir daai ander persoon wat gebed nodig het. Om lief te hê soos Jesus is nie maklik. Ek hoor nog waar 'n vrou gestaan en worstel het, want sy moet vergewe en sy doen
Sy sê sy sukkel daarmee wanneer hy terugkom. Haar kind is oorlede, swaar van haar, het hulle sleg gesê en hulle gevloek. Dit was nie net een keer nie. Nou is die eindste swaar in die hospitaal as gevolg van 'n beroerte, maar wanneer hy uitkom, moet hulle hom oppas. En vir haar hart om daar te kom. En daar is 'n skrif wat sê, jy moet lief wees vir jou vyande, jy moet hulle seën, jy moet goed wees vir hulle. Sy het nie geweet hoe nie. En die Here het iemand oor haar pad gestuur, saam met haar te bid, sodat sy versterk kan word. Veel keer het ons Jesus, het ons Vader se Heilige Gees, nie gekom om ons op te tel nie. Veel keer ons net sê, dankie Here nie. Micha 7 vers 8 sê, moet jou nie oor my verlekker nie, vyand. Al het ek tot 'n val gekom, staan ek weer op. Al sit ek in die donker, is die Here my lig. Jesaja 20 vers 22 sê, die kleinste onder hulle sal duisende word, die swakste 'n sterk nasie. Wanneer die tyd daarvoor kom, doen ek dit. Ek is die Here. Romeine 8 vers 31 sê, God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? 1 Petrus 5 vers 7 sê, werp al jou bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Jesaja 40 vers 4 sê, elke laagte moet opgevul word, elke berg en rand moet gelyk grond word. Jesaja 40 tot 29 tot 31 sê, hy gee die vermoeides krag, hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs jong manne word moeg en raak afgemat, selfs manne in hulle vleer struikel en val, maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arensvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie. Ons dank die Here, ons staan op hierdie woord, in Jesus se naam, oor die volk. Ons dank die Here vir u krag. Ons dank die Here wanneer u dink die tyd is reg, Here, dat u ons aanraak. En dat dit nie saak maak wie teen ons is nie, Here. Want ons God is vir ons. Onthou, Jesus het jou baie lief.